Goeiemôre, baie welkom by hierdie maand se mark terugvoer. Net voor ons kyk na die markte is daar net 3 punte op die begroting wat ons wil uitlig. Die belastingvrye belegging se bydraes verhoog van 36.000 na 46.000 rand per jaar. So dis ongelukkige moeilike maandelikse bydrae van 3.833 rand en 33 sent. Maar vir die kliënte wat hulle bydrae wil verhoog, laat weet ons gerus. En dan die uittredingsannuïteitsbydrae is verhoog van 350.000 na 430.000 rand per jaar. En dan die laaste aspek wat ons wil uitlig is jou diskresionêre toelaag is verhoog van 1 miljoen rand na 2 miljoen rand per kalenderjaar wat jy geld kan buiteland toe neem sonder enige belastingklaring. Dan as ons kyk na die plaaslike mark, is dit nog steeds die hulpbronmaatskappye wat uitstekend doen en die JSE groei met meer as 6% die laaste maand, maar daar is nog steeds maatskappye op die JSE wat onder druk bly, soos die grootste gewig Naspers wat 20% af is sedert die begin van die jaar. Dan as ons kyk op die wisselkoers, is dit die rand-dollar wat daar uitstaan, met die rand wat versterk het met meer as 14% oor die laaste 12 maande. En dit uiteraard het 'n wesenlike impak op die randwaarde van mense buitelandse beleggings. So as ons kyk na die buiteland, Ben, wat het ons gesien in die buiteland? Dankie Janko. Soos in Suid-Afrika sien ons dat veral die Europese markte baie sterk Februarie gehad het en al drie die grootste Europese markte styg in die maand met meer as 3%. Dis veral die FTSE in Brittanje wat uitstaan met 'n styging van meer as 6% in Februarie. In die ooste was die markte gemeng gewees met die Nikkei wat meer as 9% styg. Aan die ander kant is die Hang Seng in Hong Kong negatief met 2,6%. Meestal as gevolg van tegnologiemaatskappye daar en ons sien dat Tencent soos Naspers ook met meer as 20% gedaal het sedert die begin van die jaar. In Amerika het die prentjie egter anders gelyk en ten spyte van uitstekende resultate van die grootste maatskappye in die wêreld soos Nvidia, Microsoft, Alphabet en Meta, sien ons dat die Nasdaq met sy tegnologiemaatskappye skerp daal in Februarie en daar is 2 groot redes hiervoor. Eerstens is beleggers bekommerd oor die massiewe spandering van hierdie groot maatskappye op kunsmatige intelligensie datasentrums en die tweede rede is die vinnige vooruitgang van kunsmatige intelligensie wat die voortbestaan van sekere maatskappye onder druk plaas. Maar al hierdie gebeure is natuurlik oorskadu deur Amerika wat Iran oor die naweek ingeval het. Nou die onmiddellike reaksie by markte was gewees dat olie- en goudpryse die hoogte ingeskiet het en dat daar wesenlike onsekerheid by beleggers ontstaan het. Die impak op die markte sover was egter nog redelik klein gewees. Ons wil in sulke tye ons kliënte terugvat na ons beleggingsproses toe en kliënte wat inkomste trek wil ons gerusstel deur dat hulle kan weet dat ons baie kontant in hulle portefeuilles het om hulle deur hierdie onsekere tye te sien. Aan die ander kant skep hierdie onsekerheid natuurlik ook ongelooflike geleenthede en ons sien dat van die beste maatskappye in die wêreld op die oomblik baie goeie waardasies het, soos Microsoft en Amazon, en ons sal graag vir ons kliënte van hierdie geleenthede ook wil gebruik maak. Intussen hou ons die situasie in Iran fyn dop. Dis al van my kant af. Geniet die maand. Totsiens.